Gegroet is elkeen in die wondernaam van Jesus, weer eens ou Theo hierso. Ja, vriende, vandag wil ons 'n bietjie met die gesels oor die oopgespreide arms van God, die roepstem van God. Weet jy, vriende, ons kyk so om ons rond en ons sien baie mense. Ja, baie gaan kerk toe, baie dien die Here, maar vele meer is afvallig van God en leef asof daar geen God is nie. Maar God wat vanuit die hemel uit neerkyk op ons, soos 2 Kronieke 16 vers 9, sien alles raak. En dit, God se hart is seer, want God wil in verhouding staan met elke persoon. Soos Paulus sê in Romeine 5, ag, God bewys sy liefde aan hierdie mens, aan elke een, daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Maar die mens is wederstrewig. Ek lees daar in Jesaja 65 vers 2. Ek het die hele dag my hande uitgesprei na 'n wederstrewige volk, wat wandel in die weg wat nie goed is nie, volgens hulle eie gedagtes. Ons is geskape na die beeld van God. Ons het ons eie wil, ons het ons eie gedagtes. Maar die Psalme sê dat God weet van elke gedagte nog voordat ons dit vorm. Vriende, niks en maar niks wat ons kan doen, sê of dink is gaan ongesiens by God verby nie. God wil in verhouding staan met elke mens. God wil mense red en genees. Hy wil versoen word deur sy seun en hy wil ons vul met sy gees. Maar voor ons verder gaan, Here God, baie dankie dat U nog nooit met ons opgegee het nie. Alhoewel ons al reeds in Genesis 6 vers 3 sien, dat die Gees sal nie vir altyd met ons stry nie. Here, is daar so baie mense, wat wederstrewig en koppig en eie sinnig is. Juis omdat ons weet, Here, U woord sê vir ons wie ons is. Hy sê bedrieglik bo alle dinge is die hart van die mens. Maar ek wil bid dat die Heilige Gees hierdie lippe van klei wat die woord vandag aanspreek en na broers en susters sal bring, kragtig sal saamwerk om harte oop en ontvanklik te maak. Daardie klipharde harte dat dit uitgehaal sal word, dat jy ons harte van vlees sal gee. Ontvanklik, Here, dat dit sal wees soos 'n omgeploegde stuk grond waarin die boer kan saai, sodat U woord wat 'n krag is tot redding gesaai kan word en daar vrug op kan wees. Bereik U goddelike doel vandag, o Here, deur die woord en spreek tot ons almal. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Vriende, God sê, ek het die hele dag my hande uitgesprei na 'n wederstrewige volk wat wandel in die weg wat nie goed is nie, volgens hulle eie gedagtes. Sien jy die prentjie? Dis soos die verlore seun, wat so koppig, hardvochtig, eiesinnig, opstandig was. Hy het sy geld gevat by die pa, sy erfporsie. En hy het gedink hy kan op homself staat maak, hy sal dit maak in die lewe. Maar hy het nie besef dat die vyand op rond soos 'n brandende leeu nie. Dat die wêreld soos die begeerlikhede mooi lyk. Dit lyk mos altyd groener aan die ander kant van die heining. Hy het nie besef dat alles wat 'n mens het is beperk nie en dat hy gaan val nie. So is die mense ook vandag. Hulle weet van God. Hulle hoor van God. Praat jy met mense, hulle weet van Jesus en die offer wat hy gemaak het aan die kruis van Golgotha. Hulle ken hulle verlorenheid. Hulle weet daarvan, hulle het al baie gehoor. Maar koppig, soos die verlore seun, totdat hulle kop stamp en hulle nie weer verder kom nie, dan kom hulle nader aan God. So hulle is soos hierdie volk wederstrewig, wat wandel in 'n weg wat nie goed is nie. Maar laat ons dink, waarom het Jesus die verhaal van die verlore seun vertel? Om ons te wys dat God is genadig. God wag steeds vandag ook vir ons, vir die ongeredde en die afgedwaalde, roep God. Hy staan met sy hande uitgesprei.
Hy sê, kom na my toe. Jy wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Jy wat belas is met sonde, kom na my toe. Jy wat weggedwaal het, kom net na my toe. Ek wil in verhouding met jou staan. Jy sien hierdie vers wys op God se geduld en genade, maar dit wys ons ook op die hardkoppigheid van mense wat hulle eie weë volg, eerder om 'n geopende oor te hê na die roepstem van God, eerder as om God se leiding te aanvaar. Hierdie is 'n herinnering dat God steeds sy arms oophou vir diegene wat bereid is na hom toe terug te keer. God gee nie moed op met ons nie. Nee, vriende, God se roepstem aan die mensdom sal altyd daar wees. Soos wat hy die volk geroep het, hier waar Jesaja skryf in 65 vers 2, so roep hy steeds vandag. Hy sê, ek is 'n jaloerse God, ek roep julle, kom na my toe. As jy vermoeid en belas is, kom na my toe. In die tyd van benoudheid, kom na my toe. In jou tyd van verlorenheid, kom na my toe. Wanneer jy sukkel, kom na my toe. God kan enigiets doen. God wil net vir ons goed wees. Hy wil ons versorger wees. Hy wil ons dag vir dag deurdra. Maar ons moet glo in God. Ons moet uit onsself uitkom en ons moet na God toe kom. Ons moet ophou om staat te maak op onsself. God staan steeds met uitgespreide hande. En hy sien vir my en hy sien vir jou. Wat dink ons kan dit maak? Vir ons wat dink, die eie ek sê mos, ek het nie God nodig nie. Eendag sal ek na God toe draai, daar is nog baie tyd, maar God ken die einde voor die begin. Ons moet nie wag tot wanneer ons van die dokter af terugkom en die dokter vir ons slegte nuus gegee het nie. En nou wil ons na God draai. Nee, die woord sê in die dae van jou jonkheid moet jy alreeds na God kom. Vriende, liewe broers en susters, God is 'n God van verlossinge. Hy sê hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Daarom roep God ons almal, elke een van ons. Nie net seker is nie. Vir jou, jy sê, maar weet jy, ken jy my lewe? Weet jy hoe het ek groot geraak? Weet jy hoe ver het ek van die Here weggedryf? Weet jy hoe het ek geval? Ken jy my sondes? Weet jy wat ek al alles gedoen het? Die Here sê, kom na my. Elke een van julle, ongeag jou verlede, ongeag jou omstandighede, kom na my. My seun het reeds vir jou sonde betaal. Die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde en alle ongeregtigheid, my broers en susters. God se roepstem sal nooit stil raak nie. Soos wat hy sê vir die volk, ek het die hele dag my hande uitgesprei na wederstrewige volk, wat wandel in die weg wat nie goed is nie, volgens hulle eie gedagtes, roep God steeds ook na jou en na my. Gaan kyk ons na die woord van God, gaan haal hom dan van die rak af, vee die stof af, vat 'n klamlap, vee hom af en maak hom 'n bietjie oop, en die Heilige Gees sal vir jou wys wat jy moet lees, en jy sal sien die Bybel is vol verhale van God wat mense roep tot verlossing. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hy roep ons tot gehoorsaamheid. Hy roep ons tot 'n nuwe lewe. Hy roep ons tot redding. Hy roep ons tot verlossing. Hy wil vir ons 'n lewe van oorvloed gee. Maar ons? Nee, ons wil ons eie ding doen. God se oë sien alles. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, dat die oë van die Here deurloop die hele aarde om hom sterk te bewys aan diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Hier in Jesaja sien ons God se hartseer. God stort trane, want hy liefde het hy sy seun gestuur, maar die koppigheid van die mens maak dat hulle ten gronde gaan deur hulle koppigheid, hulle wederstrewigheid. Ons sien in hierdie Jesaja 65:2 God se hartseer, maar ons sien sy volgehoue geduld. Hy's 'n genadige
barmhartige God, 'n God van liefde. Hy hou sy hand oop vir elke mens, selfs die wat hom verwerp en sy roepstem ignoreer. God roep die sondaar tot bekering. God roep die gelowige tot gehoorsaamheid. God se roepstem vereis 'n antwoord, broers en susters. Jy sien hierdie 3 dinge wil ek met jou bespreek vandag. Kom ons kyk na God roep die sondaar tot bekering. Ons sien deur die Bybel dat God nooit moeg word om die verlore te roep nie. Reeds in Genesis 3 vers 9 roep hy vir Adam, Adam, waar is jy? Dit was nie omdat God nie geweet het waar Adam was nie, maar omdat hy Adam 'n kans gegee het, na Adam in sonde geval het. Adam het nog nie geweet dat God weet dit nie, maar die God wat van wonders sien alles. God wil Adam 'n kans gee om na hom terug te keer. Hy is die God van tweede kanse, van vele kanse. God wat bly roep, wat bly wil herstel. Hy is vergewensgesind, hy is vol genade. So roep God ook na jou en my vandag. Weet jy, Jesus het gesê waarom hy gekom het, ons lees in Lukas 19 vers 10, dat die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Daar is baie mense wat na hierdie video gaan luister, wat in kerke sit en na die stem van God luister, wat miskien 'n boodskap op YouTube of op TV sien, miskien 'n boodskapie wat iemand vir hulle stuur. Jy sien, God roep op verskillende maniere, en baie mense hoor God se stem. Dit is so hartseer. Dit is so verskriklik hartseer, dat die mens nie besef dat hulle verlore is en ten gronde gaan deur 'n gebrek aan kennis nie. Hulle stel uit, ag, ek is te jonk, tog nie nou nie, Here, eendag sal ek regmaak met jou, môre, Here, ek wil nog dit doen, ek wil nog dat doen. Maar vriendin, wat sê God? Wat sê God? Die Bybel sê in 2 Korintiërs 6 vers 2, nou is die tyd van genade, nou is die dag van heil. Ek pleit by jou broer en suster, my jong maat, elke een van die, my oomie, my tannie, my medebroer en suster, o verlorene, o siel wat God nodig het, vir jou wat afvallig geraak het, ek pleit by jou, asseblief, los jou eie sinnigheid, los jou koppigheid, moenie God se roepstem ignoreer nie, want môre is nie gewaarborg nie. Nie vir niemand nie. Die vyand loop rond soos 'n brullende leeu uit om ons te verslind. Nie een van ons kan sê môre is ek hier nie. Die Bybel sê, daar in 'n verhaal van een wat gesê het, ek gaan na so en so plek en dan gaan ek dit en dat doen. Maar die Here sê, ons moet liewer sê as dit die Here se wil is. God roep ons almal tot gehoorsaamheid. Vir die gelowige en vir die ongeredde. Baie mense dink dat God se roepstem net vir ongelowiges is. Maar God roep ook sy kinders, wat so koppig deur die lewe gaan. Jy kan nie tussen twee mense sien, wat daar staan en gesels om die vuur, wie is gered en wie is nie gered nie, want baie van hulle staan met dieselfde drankglas in die hand. Daar om die bar staan hulle, daar vertel hulle en luister hulle na dieselfde grappe, vieslike grappe. Ek weet, ek was daar, ek veroordeel nie, ek sê net dat God sê vir ons, wees heilig want ek is heilig. Maar ons kies vriende bo ons kies omstandighede bo ons,
Ag, ek sal vanaand weer met die Here gaan regmaak. Vriende, God roep ons, nie net tot redding nie, maar tot heiligmaking. God het vir Abraham geroep om sy land te verlaat en 'n geloofsreis te begin. God roep vir jou, hy wil ook hê jy moet 'n nuwe geloofsreis saam met hom begin loop. Hy het vir Moses geroep om sy volk uit Egipte te lei. Hy het vir Jesaja geroep om sy boodskap te bring. Jesaja het geantwoord, hier is ek, stuur my, in Jesaja 6 vers 8. So roep God ons almal. Tog is die mens vele male ongehoorsaam, somtyds tog gehoorsaam. Hoeveel van ons hoor God se roepstem? Hoeveel van ons is soos Jesaja van ouds en sê, Here, stuur my? Of hoeveel van ons is soos Moses en sê, Here, ek kan nie praat nie, ek het nie die vrymoedigheid nie. Of ons sê sommer, ag Here, stuur iemand anders. Vriende, God roep ons om 'n verskil te maak. As hy jou roep, moet jy luister. Toe die Here sy disippels gekies het, het hy daar langs die see geloop. En die 2 disippels was besig saam met hulle vader om die nette reg te maak, en die Here het gesê, volg my, ek sal julle maak vissers van mense. Hulle het alles net so gelos, en het saam die Here gestap. God roep ons om 'n verskil te maak, in ons gesinne, ons gemeenskap, en in die wye wêreld. Kom ons wees eerlik. Baie keer hoor ons sy stem, maar ons twyfel en ons vrees. Ag Here, ek is nie goed genoeg nie, en ons het al die ekskuse. Tog sê God vir ons, net soos hy vir Josua gesê het, ek sal jou nie begewe nie, of verlaat nie, Josua 1 vers 5, Hebreërs 13 5, en ek dink ook Deuteronomium 6 5. Nou dit hulle almal is in die 5de vers. Wat vra God van jou, my broer en my suster? My jongmaat, wat vra God van jou? Dalk roep hy jou om iemand te vergewe. Dalk roep hy jou om sy woord te deel. Dalk roep hy jou om opnuut jou lewe aan hom toe te wy. Kan ek jou asseblief vra, gee ag op God se woord. Moenie sy stem stil maak nie. Onthou altyd dat God se roepstem vereis 'n antwoord. Daar is vir my niks leliker as wanneer ek iemand roep en met hulle praat. Hulle loop weg van my af nie. Hulle verwerdig hulle nie om te stop en om te draai en my van gesig tot aangesig te sien en te luister wat ek sê nie. Nou as ek as 'n mens so voel wanneer iemand my so minagtend behandel, hoe voel God nie? Hierdie wonderbare God wat sy enige gebore seun gestuur het om in ons plek te sterwe sodat ons gered kan word en met God versoen kan word. Hy het sy alles gegee om ons te red. God se roepstem, vriende, is nie neutraal nie. God se roepstem vereis 'n antwoord. Ek en jy moet daarop reageer. Hoor die woorde van Jesus in Matteus 22:14. Hy sê baie is geroep, maar min is uitverkies. Titus 2:11 sê dat die reddende genade van God het tot alle mense gekom. So almal is eintlik geroep, maar net die wat ag gee en antwoord gee op die roepstem van God sal uitverkies word. As daar 'n klomp mense op 'n rugbyveld staan en jy skree oor die interkom, ek soek 30 manne, ek wil 'n nuwe span vorm.
Die wat gaan ag gee, nader gaan kom, jy gaan uit hulle uit kies. Maar die wat nie nader kom en wegstap, alhoewel jy dan almal geroep het, jy gaan hulle tog nie kies nie. Baie is geroep, min is uitverkies. Dit beteken dat God roep, maar nie almal reageer nie. Vriende, daar is slegs 2 moontlike antwoorde op God se roepstem. Ons sê ja, Here, en gehoorsaam hom. Of ons ignoreer en verwerp sy roepstem. Ons sien in Jesaja dat God 'n hele dag lank sy hande uitgesteek het. Maar die mense kies om hulle eie pad te volg. Mag dit nie van ons gesê word nie. Ek wil afsluit, vriende. Vir jou sê, God se roepstem is altyd duidelik. Moenie in die kerk sit en jy het Sondag na Sondag, boodskap na boodskap al gehoor dat die Here jou roep. En dan staan jy op en jy loop weer uit nie, want jy stel uit. Van uitstel kom afstel. Dis die 2 demone, die 2 karperde wat Satan gebruik om jou weg te sleep van God af. Dalk is môre nie daar vir jou nie. Haal die masker af. God weet jy dra 'n masker. Jou dominee mag dink jy's gered, die mense daar om jou mag dink jy so lank kerk toe kom jy's gered. Onthou wat het Jesus gesê? Nie almal wat sê Here, Here sal die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen. Ek wil weer vir jou sê, God roep jou. God roep sondaars tot bekering, maar God roep ook gelowiges tot gehoorsaamheid. Hoe sal jy antwoord, my vriend? Hoe gaan jy antwoord, my vriendin? Mama, papa? Gaan jy sê, hier is ek, Here? Of gaan jy weer eenmaal sy roepstem ignoreer? Mag ons nie wees soos die in Jesaja 65 wat hul eie pad volg nie. Mag ons nie wees soos die verlore seun nie. Maar mag ons eerder wees soos Samuel, waarvan ons lees in 1 Samuel 3 vers 10. Spreek, Here, die knegt luister. Ek wil jou ernstig uitnooi om ernstig te bid, om jou hart oop te maak vir God se stem. Hoor jy die geklop? Jesus sê in Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan en klop aan die deur. Die een wat my stem hoor en oopmaak, sal inkom en met hom maaltyd hou. Vriende, kom ons maak oop. Laat ons gebed wees vir onsself, vir alle mense, vir al ons gemeente. Hemelse Vader, dankie dat U ons roep, selfs wanneer ons ongehoorsaam is. Dankie dat U nooit moeg word om ons terug te roep na U nie. Here, ek bid vir elke persoon wat U roep, maar ook vir myself. Neem hierdie hardkoppigheid by my weg, Here. Help my, maar help hulle om nie U stem te ignoreer nie, maar om met geloof te antwoord. Here, hier is ek, spreek U knegt, luister. Vir diegene wat nog nie U verlossing aanvaar het nie, Here, trek hulle na U toe. Vir ons as gelowiges, ag Here, neem tog jou hardnekkigheid weg. Geef vir ons 'n gehoorsaamheid. Help ons om getrou te wees in ons roeping en gehoorsaam te wees aan U wil. Ons wil ook sê soos Jesaja, hier is ek, stuur my. Mag ons lewens 'n getuienis wees van U liefde en genade. Vul ons met U Gees, o Here. In Jesus naam bid ek dit met danksegging. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus,
Mag die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met u. Mag die Heilige Gees u harte verander, sodat u ook die roepstem van God sal hoor. Dat u nie sal wees 'n wederstrewige persoon, waarvan die Here agterna sal sê, ek het die hele dag my hande uitgesprei na hierdie wederstrewige persoon, wat gewandel het in 'n weg wat nie goed is nie, volgens hulle eie gedagtes nie. Vriende, laat ons draai na die Here. Laat ons die aanbod aanvaar. Laat ons, soos Amos 3 sê, die afspraak wat die Here het met ons, laat ons dit neem en saam met die Here stap. Mooi dag vir u. As die Here se wil is, dan gesels ons weer. Amen. Vader, seën my broers en susters, seën die woord, stuur hom oor, Here, waar u wil hê moet gaan. U het beloof, wat sal nooit weer ledig terugkeer nie. En dankie vir die woord wat u vir my gegee het om te deel. Amen.